Goeiedag en baie welkom terug by Groeipyne. Ek het vir Dr. Kirsten de Tooy hier by my in die ateljee en ons praat bietjie oor spelterapie. Nou vandag gaan ons bietjie meer die fokus skuif na trauma toe en hoe sy in haar praktyk daarmee te werk gaan. Dr. Kirsten, baie welkom hier terug by my. So ja, ek wil nou net, ek dink bietjie meer verstaan soos wat is dokter se rol in die praktyk? As ons dalk bietjie oor dit kan uitbrei. Okay, goed, dis eintlik 'n baie goeie vraag want baie ouers wonder partykeer wat se tipe kinders kan na ons kom in die praktyk. Ja. En is dit regtig kinders met erge gedragsprobleme en trauma en groot emosionele uitvalle? Nou die praktyk is baie omvattend. Dit kan vir enige ouer wees wat wil kom na die praktyk toe, wat net wil kom equip om te weet is ek as ouer nog op die regte pad. So ek kry baie keer ouers wat net kom om hulle kind se emosies te laat evalueer by my of hulle temperamentstipe te laat evalueer en natuurlik die nodige tools om hulle te kan equip om vir hulle te kan leer hoe om hulle kind te verstaan, wat 'n leermetodes is daar by die kind betrokke, wat 'n dissipline metodes is by jou kind betrokke en net om jou kind se volle potensiaal te bereik. So dit is regtig nie net trauma nie, maar die trauma gevalle wat wel voorkom by die praktyk. Onthou spelterapie se doel is maar om 'n kind te help om hulle emosies te ervaar en te erken en natuurlik te kan bemeester. En daarom is kindertjies wat maar deur trauma gaan kom baie keer ook na die praktyk toe. Ons leef ook in soveel ander tye as in die verlede en ek dink ook veral na COVID sien ons 'n baie meer sprong in emosionele uitvalle by kinders met angs en vrees. So 'n groot deel van my praktyk wil ek amper vir jou sê is kindertjies wat baie skeiingsangs ervaar en kindertjies wat deur baie angs en vrees gaan en bekommernis. Gaan mamma of pappa dood of ek is bekommerd ek kan nie skool toe gaan nie of ek kan nie hierdie span maak nie of hierdie sport bywoon nie. So kindertjies met angs en vrees is nogal vir my 'n groot persentasie in my praktyk op hierdie oomblik. Definitief ouers wat deur 'n egskeiding gaan en deur moeilike tye gaan. Ons is daar om die kindertjies ook te kan ondersteun in hierdie proses van egskeiding en natuurlik ook om die ouers te kan help wat om die beste besluite te maak vir die kinders en by watter ouer word die kind waar gaan die kind die meeste bly. So ons help ook maar met die verslae vir die prokureurs rondom dit ook om vir hulle bietjie daai leiding te gee rondom egskeiding. 'n Groot ding wat ook baie voorkom by die skool is natuurlik boelie gedrag. Op watter verskillende vlakke of dit nou emosioneel is of fisiese boelie is, of cyberboelie kry ons nou baie ook. So daai is ook 'n aspek in die praktyk wat ons hanteer. En natuurlik enige kind wat deur 'n traumatiese ervaring gaan, of dit nou 'n mishandelde kind is of molestering is of ons met 'n assessering rondom iets bepaal by 'n skool wat gebeur het. Daar is kindertjies wat kom wat troeteldiere verloor het. So kindertjies wat trauma ervaar met dit, kinders wat naels byt, kinders wat hiperaktief is of sukkel met konsentrasieprobleme. Want baie keer moet hulle hulle juis 'n bietjie terugbring na hulle emosies toe om hulle te help en sodat hulle emosies beter in beheer is en kan hulle makliker konsentreer. Daar is so baie aspekte. Kinders, ouers wat trek, baie keer is dit ook 'n aspek. Weet ouers wat trek of van huise of van skole verander, want die kindertjies ervaar angs en stres. En natuurlik die aggressiewe kind, dit is een van my passies, is waar ek my doktorale graad oor gedoen het, was oor aggressiewe gedrag. So dit is natuurlik ook iets wat na my hart is om daai kindertjies te kan leer hoe om hulle emosies later te kan beheer en hulle korrek uit te druk, want hulle weet nie eintlik altyd hoe om hulle self te beheer nie. Ag en dan dink ek net nou sommer nog aan kindertjies wat probleme het met toiletgewoontes. Dit sien ons ook baie. So kleintjies wat sukkel dalk om van 'n doek af te kom of wat probleme het hoe hulle ouer is wanneer hulle eintlik veronderstel was om al van die doeke af te kom, om hulle bietjie te equip met hulle emosies om daai fisiese simptome ook aan uiting te kan gee later. Sure, dis baie interessant. Nou nogals iets waar ek wonder, dink jy vind jy partykeer in die praktyk dat ouers in sekere gevalle dink hulle kind het nie regtig trauma beleef nie en dan is dit vir daai kind soos iets simpels soos hulle was dalk in 'n vertrekkie toegesluit, die deur wou nie oop nie en nou sit hulle vas. Vind jy partykeer dan is dit eintlik volgens ons as ouers 'n gewone situasie, dit was dalk nou nie 'n lekker ervaring nie, maar dan vir daai kind was dit soos dalk baie traumaties. Gebeur dit soms? Nogal baie. Ons kry baie keer dat ouers sal kom. Ons het maar 'n vraelysie wat ek deurwerk met my eerste sessie met my ouers
waar ons maar alle blootstelling aan enige vorme van trauma deurwerk en baie keer sal 'n ouer vir my sê, "Sjoe Kirsten, ons het nou nie hierdie verwag nie." En dan sê ek vir hulle, "Maar dit maak vir my sin in my gees, stel ek dit op dat ek dink dit is die wortel van jou kind se trauma." Onthou, my rol in die praktyk is om by die wortel uit te kom van die probleem. En baie keer is dit so 'n klein dingetjie wat 'n wortel is wat 'n ouer misgekyk het. So ja, ek het al gevalle gehad van badkamer situasies wat kindertjies nie 'n deur kon oopkry by 'n speelplek nie. Of selfs in 'n vliegtuig wat 'n kind vlieg en mamma het badkamer toe gaan en daai bietjie spasie wat die mamma nie by hulle is in hierdie groot ruimte in 'n vliegtuig nie, kry hulle stres en trauma. En mens besef dit nie, trauma kan manifesteer partyke maande na die tyd. En dan manifesteer dit eers in 'n emosie by kindertjies. So ja, verseker is daar baie insidente wat ouers moet maar bewus wees. Ek sê nou nie ons moet op eiers loop nie, maar en net bewus raak van trauma nie, maar 'n mens moet baie mooi gaan kyk waaraan word jou kind blootgestel. Sure. Nou Kirsten, werk jy in die praktyk net met kinders en Peters of tot op watter ouderdom strek jou werk? Okay, nee, dit is ook baie interessant. Baie van my ouers sal bel en sê, kan hulle my nie kom sien met die ouerleiding nie. Daai tantrum gisteraand was so traumaties. Ja, die mamma het nou terapie nodig. Sê ek het so lekker bank as ek hom lê, maar nee, weet jy wat, onthou die spelterapie is vanaf kleintjies wat baie klein is. Die meeste praktyke begin as beginsel met 'n 3-jarige in terapie, omdat hulle redelik al hulle emosionele taal ontwikkel het met praat en hulle begin sinne sê. In die praktyk begin ek op 20 maande oud af. So van 20 maande oud af begin ons met suksesvolle visuele spelterapie wat ons situasies uitspeel en dit dra baie vrug en dit hou gewoonlik net aan tot op 12 jaar oud spelterapie. Wow. Maar ek sê altyd vir my ouers, omdat tye verander het, pas ons spelterapie ook toe. Op 'n jonger kind nou tot en met so 10, 11 jaar uit, want kinders het baie ryper geword. So ek sê altyd ek het 'n opsie vir my kinders in my praktyk as hulle instap, 'n 11 of 'n 12-jarige, kyk ek waar hulle gaan sit. So ek het 'n gedeelte waar die groot mense sit en ek het 'n gedeelte waar die kinders gaan sit. En dit is my baie interessant om te sien party 11, 12-jariges gaan sit op die groot mensstoele. Dan gaan sit ek maar saam met hulle en dan weet ek hier begin nou berading, hier begin nou regte terapie en nie meer spelterapie nie. So ja, daar is plek vir die groter kind. Ek werk met ook baie hoërskoolkinders, veral rondom spanning en stres. Hulle ervaar verskriklike spanning en stres in die hoërskool en met druk. So ek het nog 'n groot hoeveelheid hoërskoolkinders wat ek sien rondom verhoudingsprobleme, identiteitsprobleme. Ons kry dit ook baie vandag. En om hulle ook net absoluut te equip met hulle temperamente en wie hulle is. En om hulle self te vind en natuurlik studente val op dieselfde vlak soos die hoërskoolleerlinge, dis maar terapie. En ek het natuurlik paar ouers wat na my toe kom, so wat 'n behoefte het vir net om bietjie met my te gel en te gesels oor of dit nou 'n huwelik is of oor persoonlike probleme is of net rondom hulle kind. So my praktyk is eintlik wyd. My spesialiteit sê ek altyd is die kinders, maar ons is geleer en genoeg gekwalifiseer om berading met groot mense en kinders ook te doen. Sure. So, ja. Nou Kirsten, wat ek nogals optel en in my vorige episodes van Groeipyne ook, tel ek dit vreeslik op. Kyk, my kindertjies is nou nog nie op skool, laerskool of hoërskool of so nie, maar iets wat nogals my in rooi uitstaan is druk. Beide op die ouers en die kinders en hierdie angs wat rondom al hierdie druk vorm, is dit iets wat nogals vir jou die afgelope paar jare toegeneem het of was dit nog altyd so? Nee, ek dink druk het ongelooflik vir my toegeneem by die skole. Selfs in die kleuterskole, as ons gaan kyk wat moet kleintjies al kan doen. Dit is ongelooflik. En as ek nou dink aan my eie 3 kinders wat nou al op universiteit is en hoe hulle begin het by 'n kleuterskool en in 'n speelgroepie was vir 3 dae 'n week wat voldoende was. En hulle is so graad 1 toe. Nou is die druk baie erg dat kindertjies maar graad dubbel R en R volledig by die skool moet wees. Hulle mag nie 'n dag mis nie, mag nie vroeër uitkom vir terapie sessies of vir enige terapie nie of doktersafsprake nie, want hulle moet 'n volledige program hardloop. Assesserings is baie erger en meer druk. Ek dink ook die akademiese prestasie van kinders word baie op gefokus vandag. Rapporte het verander. Dis nie nou meer sommer net 'n glimlag gesiggie vir 'n kleuterskoolkind nie. En bevredigend of moet 'n bietjie harder werk en nou is dit persentasies en punte. En ek wil nie inmeng met die skoolstelsel nie. Ek glo CAPS en al daai programme het hulle reëls en hulle doel waarna toe hulle werk, maar ons as terapeute sien die druk baie erg op die kindertjies want 'n ouer kan baie maklik oorkompenseer en kwaad word en 'n kind druk en sê maar jy het nou nie 80% gekry nie en as die kleintjie 5 jaar oud.
En dan verwag So hulle word hulle al persentasie. van so jong ouderdom Hulle word al geassesseer op 'n jong ouderdom al mos in hulle punte. Dis mos nou punte en persentasies. Dis So verskriklik. ek weet nie of alle skole so is nie, maar daar's 'n redelik groot hoeveelheid skole wat daarop werk en ek dink die druk begin daar. En weet jy die juffrouens ervaar ook druk want hulle moet maar dit toepas wat die beleid is van skole. Ek dink ook die druk met buitemuurse aktiwiteite en sportbywoning. Dit raak ook vir my baie. So ek sê altyd vir my ouers, probeer jou kind laat ontwikkel in die laerskooljare. Hulle kan al die aktiwiteite doen want jy het nie eintlik 'n talent in die laerskool nie. Jou talent ontwikkel eers in die hoërskool. So in jou laerskooljare is dit so, jy kan maar baie aktiwiteite doen want jou kind het blootstelling nodig. Hulle groei en hulle is mos in hulle vormingsjare. So jou vormingsjare eindig op maksimum 11, partykeer tot op 9. So jy het baie blootstelling nodig vir jou klein kind om hom te leer waarvan kan hy hou. Maar daai druk moet net nie daar wees nie. So 'n gesonde druk, 'n gesonde motivering van 'n ouer se kant af is belangrik want ons wil ons kindertjies leer om kompeterend al vir die wêreld ook te wees, maar op 'n gesonde manier. Maar en dit is nou waar jy baie behulpsaam kan wees vir ouers. Mens hanteer ook druk met elke temperament anders. Ja. So is dit so dat Dit is verseker so. Jy kan verseker jou kind wat baie linkerbrein is, analitiese brein is, taakgeoriënteerd is, hulle wil van nature baie hard werk en hulle wil graag hoogtes bereik en hulle sit baie druk op hulle self. Maar selfs met hulle wat dit maklik kan doen, kom daar ook 'n uitbranding, veral met jou introvert perfeksionistiese kind, waar daai kind sit baie druk op hulle self en hulle raak gou moedeloos of hulle gee net moed op voor hulle dalk die laaste dansie kan leer en hulle nie die eksamen doen nie. So mens moet hulle op 'n positiewe manier motiveer en natuurlik jou regterbreinkinders, jou verhoudingsgeoriënteerde kindertjies. Hulle van nature het bietjie motivering nodig want hulle motto is speel of later. Hulle wil nie noodwendig so hard werk nie. So ek sê altyd vir ouers is iets wat baie na my hart is want ons is 'n groot sportgesin, is maar motivering vir sport. En waarom die lyn te trek en ek dink dit kan 'n goeie aspek gesels wees vir 'n ander sessie ook eendag. Okay. Maar sportmotivering of motiveringsaktiwiteite is daar, maar jy gaan dit reg moet hanteer met wysheid moet hanteer. Want jy gaan moet weet weer eens wat is jou kind se temperament. Ja. Nou Kirsten, kan al hierdie druk en spanning, kan dit tel as trauma vir 'n kind? Dit kan tel ook as trauma. Ja. Sure. Want onthou jou simptome wat manifesteer van druk is gewoonlik angstigheid. Angstigheid, spanning, stres. Ons kry ook baie keer, ek werk baie nou met van my mediese dokters ook in die praktyk. En baie van hulle sal vir my sê, Kirsten, hulle kan nie voorhou om kinders te sien wat angs het nie en wat nie kan slaap nie. En dan is dit gewoonlik druk op skool. Dit kan baie keer dit ook net wees of om te perform in die skool of om die koor te behaal of die netbalspan te behaal of nie in 'n span te wees want ons skole het so groot geword, so kinders kry nie meer almal die geleentheid om in 'n span te wees nie. In die jare terug het ons almal in 'n span gespeel en vandag se tye word daar 'n afsnypunt gegee en gesê die eerste 20 of 30 is in en die res moet nou maar weer volgende jaar probeer. So jou kind wat dit dalk net nie gemaak het nie, maar tog dit kan doen, die vermoë het, word vir nog 'n jaar teruggesit en dan ontstaan daar spanning en angstigheid. Okay. Sjoe. Ja, ek dink dit is baie goed dat ons vandag bietjie oor hierdie goed praat, dat ouers besef, maar daar is 'n uitweg. Mens kan met hierdie spanning, nou in aanhalings die Engelse woord sê deel. En daar is maniere en tegnieke wat ons kinders kan help om deur hierdie spanning te werk, Ja, absoluut, ja. Ek dink ook wat belangrik is as ek net mag bynoem is mens dink baie keer jou kind verlang of hulle huil of hulle het maagpyn, maar hulle het nie eintlik maagpyn nie. Dit is psigosomaties. So hulle begin daai angstigheid oorgaan in 'n mediese toestand. En net om jou aan te sluit met skooldruk, dit gebeur ook baie. Kinders begin mediese simptome wys, maar dis nie regtig medies nie. Later word dit medies, maar dis psigosomaties. So dit beteken dit het 'n sielkundige oorsaak eerste. En dis maar spanning en dis druk en 'n kind wat nie baie praat nie en kommunikasie en dis hoekom ek vroeër ook gesê het hoe belangrik dit is om daai ek-boodskappe te gebruik en vir jou kind te kan leer hoe om daai emosie te reguleer en te weet wat gaan aan in hulle wêreldjie sodat daar nie opeenhoping is van emosies nie. So mense het eintlik in kinders en in ouerskap het jy permanente navorsing en bestudering nodig van jou kind. En ek dink ons leef in tye wat so gejaagd is dat weet 'n mens wil amper skuldig voel, maar jy as ouer kom jy altyd eers daarby uit, nê.
Sjoe, dis baie interessant. Baie dankie Dr. Kirsten. Dis 'n groot plesier. Dan het ons nou nog een deel waar ek met Dr. Kirsten praat, dan is ons amper deur my lysie. So ons sien julle volgende week vir nog 'n episode van Groeipyne. Baie dankie.